Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dankie Here vir die woord. Ek wil bid dat die woord in ons harte sal vaskopplek kry. Ek wil bid Here dat ons beter sal verstaan, dat ons beter sal uitgaan as ons ingekom het. Ek bid vir elkeen wat hier is, Here, dat hulle aangeraak sal word. Dankie in hierdie atmosfeer. Ek bid vir die engele, wat u engelaangaande rondom hierdie plek bevel sal gee, dat die gedagte gevangenes sal hou, dat u my en elkeen van ons lewens verander, die evangelie van Jesus, die goeie nuus. Amen en amen. Verlede week het pastoor Jaco so mooi gepraat oor ons moet doen wat Jesus gedoen het. Ons moet die woord ken, het hy gesê. Hy het gesê ons moet deur die Heilige Gees gelei word. En ons, die Here wil ek en vir jou en vir my gebruik. En hy het baie voordele gewees van die disippels wat hulle klere langs die pad gelê het en die skade weer van hulle op mense gekom het en hulle het gesond gemaak. Hoekom gebeur dit nie meer vandag nie? Ek wil aansluit by wat hy gesê het. En my tema vanoggend is, hoe is jou hart? As iemand vir jou vra, hoe is jou hart? Wat vra hy? Gewoonlik vra ons nie, hoe is jou hart nie, ons vra, hoe gaan dit met jou? Daar is 'n gewone manier, hoe gaan dit John? Nee, dit gaan goed, dankie met jou. Nee, ook goed, dankie met my. En jou, dit is net 'n gewoonte wat ons het, om met mekaar te groet. Een van hierdie comedians het eendag gesê, toe die ou sê, dit gaan goed, hoe gaan dit met jou? Toe sê, nee man, dit gaan baie sleg, ek het aanbye, en ek het die, en ek het daai. Die man het sommer weggeloop, hy wil nie meer verder hoor nie. Ons wil nie hoor as iemand sê, want ons het 'n gewoonte gekry om te sê, nee, goed, dankie, goed met jou, nee, alles is reg. Maar baie keer kan jy in mense se oë sien, dit gaan glad nie goed met hulle nie. So vanoggend se woord is, hoe is jou hart? Emosioneel beteken dit, hoe voel jy regtig binne in jou? Vanoggend vra ek vir jou, kind van die Here, hoe voel jy regtig binne in jou? Hoe is jou hart? Hoe gaan dit met jou? Die geestelike sy is jou hart reg met die Here? Die Here vra vir jou vandag hier wat hier sit en vir my, is jou hart reg met die Here? Hoe is jou hart? Is jou hart reg met God? Gaan dit goed met jou? Is jou hart reg met God? Nou in Spreuke 4 vers 23 lees ons hierdie skrif. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Ons moet ons hart bewaar meer as alles, want dit is die oorsprong van die lewe. En ons ken mos die spreekwoord sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Het julle geweet, 'n mens sien met jou hart? Hoor julle wat ek vir julle sê? 'n Mens sien met jou hart. Hoekom sê ek dit? Want toe ek jare terug, toe ek my vorige werk was, as ek iemand sien wat dronk is, dan sê ek, hierdie vuil goed gemors, kom ek sluit hom sommer nou toe, ek laai hom op en gaan sluit hom toe. Hoe het ek gesien? Ek sien 'n dronk man. Kan ek nog 'n grappie vertel, wat die waarheid is? Dit is seker 50 jaar terug gebeur. Kom, ons moet lag mense, in die kerk, is oké om te lag. En as julle lag is fyn. Ek het eendag 'n dronk ou, toe ek nog jonk was, jonk en sterk en gryp hom, hy lê daar, hy het nie eens geweet wat het met hom gebeur nie. Ek het hom in die polisiekar gelaai, van, en hom toe gaan sluit, en die maandag is dit 'n hofsaak. So die man het my nie gesien nie, hy was dronk, hy was bewusteloos van dronkheid. En hy kom in die hof, en ek getuig, ek sê, Elagbare, ek het hierdie man dronk gekry en dit. Daai man het soos 'n prokureur aangegaan. En hy staan daar in die beskuldigde bank, en hy sê, hy kyk my so, hy sê, konstabel, jy is mos 'n konstabel, nee konstabel. Waar was jy toe jy my gesien het, wat jy my nie gesien het nie, waar jy gesê het, ek was waar ek nie was nie. Ek stel jou die en dit praat, en hy praat, en hy verduidelik alles. Kyk die man, ek weet nie wat gaan aan met hom nie. Toe die hof het gelag, hy is nou 'n prokureur, maar daai dag was hy dronk gewees. Ek sien dat met 2, 3 mense wat smile, maar kan julle sien, hoe was dit? Waar was jy? Daar waar jy was, waar jy nie was nie, waar jy gesê het ek is, wat ek nie is nie, vertel jy nou vir die hofkonstabel, waar het jy nou my gesien, waar jy my gesê het, jy het my gesien, maar jy het my nie gesien nie. Door die hof en die ander lag, en daai selfe man, eendag het hy gesê, ek is Jan de Waal. Ek bly in die asgat en ek eet 'n kat met die hare en al op. Goed, nou is ek klaar met die grappies. Nou gaan ons by hoe is jou hart.
Mense hart, jy sien met jou hart. Hoekom sê ek jy sien met jou hart? As ek 'n dronkman gesien het, het ek gesien daar's 'n dronkman. Maar as vandag sien ek anderste. Ek sien mense wat swaar kry. Ek sien met my hart. En as ek met my hart praat, dan praat ek anderste. God sê vir ons, hy sien met sy hart. En ek wil vandag 'n paar skrifte lees en ons moet weet dat ons eintlik met ons harte sien. Want as jy met jou hart gesien het, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, dan praat jy soos iemand wat jy gesien het daar. Dit is wat jy gesien het met jou hart. Ons oë weerspieël dat dit wat in ons harte omgaan. Paulus het so baie mooi geskryf hier in Efesiërs 1. Hy skryf daar in vers 16, vers 15 sê hy, dis 'n gebed. Paulus bid vir die Efesiërs, want dit het ek gehoor, vandat ek gehoor het van julle, sê hy, vers 16. Hy sê so, hou ek nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Hy sê ek hou nie op om van julle te dank. Hy sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. En dan vers 18 is eintlik die kruks van die vers, dat hy, die God, vir julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. In vers 18 sê, verligte oë van julle verstand, sodat julle weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Verligte oë van julle verstand. In die nuwe vertaling, die vertaling wat ek baie keer lees, staan dit so. Vers 18, mag hy julle hart se oë verlig met sy helder lig. Mag hy julle hart se oë verlig met sy helder lig. En my gebed is dat die Here vir elkeen van ons hart se oë verlig met sy helder lig. Mag julle diep in julle binneste besef dat watter wonderlike nuwe lewe julle geroep is, dan sal julle hoop op die nuwe lewe wat op ons almal wag, net nog sterker groei. So die Here wil hê dat die hoop op ons lewe, dat ons moet sterker groei daarin. Verligte oë van julle verstand, daardie woord beteken, Paulus bid hier, dat die gelowiges nie net kennis in hulle kop sal hê nie, maar dat hulle geestelike insig in hulle hart kan kry. Daar's baie mense wat kopkennis het, maar hulle het nie geestelike insig in hulle hart nie. En die Here wil vir ons vandag sê, ons moet geestelike insig in ons hart kry. Ons hart moet verlig word, sodat ons beter kan sien. Die Griekse woord vir verstand hierso, geestelike, die woord sê mos hierso, verlig van julle verstand. Die Griekse woord vir verstand is nous. Dit beteken eintlik innerlike oë van die hart. Die Here wil vir my en vir jou vanoggend sê, kinders van die Here, ons moet ons innerlike oë van ons hart versterk. Dis die deel wat verstaan en onderskei en die deel wat glo. Ons sien met ons hart. Hoe is ons hart? Dis die vraag. Hoe is ons hart? Hoe is jou hart, broer en suster? Luister, laat ek julle mooi vertel, nee, ek is hierso, ek is hier. Ek praat nie bokant julle nie, ek praat met julle. En wanneer ek vanoggend vir jou vra, hoe is jou hart, dan kyk ek ook in my eie hart. Die Here wil met ons praat vanoggend. En ek wil hê dat wanneer ons hier uitgaan, moet julle nie condemned voel om sê, ja, maar die pastoor het nou teen ons gepraat nie. Nee. Ek praat hier myself ook. Want die Here het my ook gevra, dis hoekom ek kom vanoggend met julle te sê, hoe is jou hart? Ons sien met ons oë hoe ons hart is. Dit beteken om geestelik insig te hê wat die Heilige Gees gegee is. Dit word om met die hart te sien wat God vir ons berei het. God wil hê ons moet ons hart sien wat God vir ons berei het. Ek wil 'n storie vertel, van 'n man, sy naam is Simon Wiesenthal. Ek het so rukkie terug die storie gelees en die storie het my hart
diep getref en ek het wonder en ek dink nou nog daaroor. Simon Wiesenthal was 'n Jood gewees. Hy was 'n Jood. In die tyd van die Tweede Wêreldoorlog het die Duitsers mos die Jode uitgewis, meer as probeer uitwis. Meer as 4000 Jode, of nie 4000, die 4 miljoen Jode is vermoor. En Simon Wiesenthal en sy familie is ook deur die Duitsers doodgemaak. By die kampe het hulle mense gevat na gaskamers toe, hulle doodgemaak. Hulle het mense sommer doodgeskiet soos hulle wil. En van sy mense is daar oor 100 mense en vriende van hom wat dood is. En hy was by 'n kamp gewees en toe sê hulle hy moet by die hospitaal werk. En eendag toe hy so in 'n ry staan, toe kom een van die Duitse verpleegsters en hulle gryp hom, hulle sê hy moet hiernatoe kom. En hulle vat hom in 'n kamer in en hy sê hy het die dood geryk, het julle al dood geryk? Hy het die dood geryk. En toe lê daar 'n 21 jarige jong man, 'n Duitse soldaat, SS soldaat. En hy vat Simon Wiesenthal se hand en hy sit dit op hom. En hy vertel hom 'n storie. Hy sê ek is besig om dood te gaan. Ek voel, jy mens voel mos baie keer as jy doodgaan. Hy sê die soldaat 21 jaar oud sê vir Simon Wiesenthal, ek is besig om te sterwe. Maar ek wil een ding hê, ek kort 'n Jood om my te help, om my te vergewe, want ek wil nie doodgaan voor ek nie vergewe is nie. En hy vertel hom die storie, hy sê ek is 'n SS soldaat gewees. Eers het hy gesê ek het eintlik 'n kerk groot geword, maar ek het kerk afvallig geword en afvallig van God en ek wil nie nou sterwe nie. Hy sê vir hom dat ons het in Rusland ingeval en hulle het ons in 'n lokval gelei en 30 van ons soldate is doodgeskiet. En toe die hoof, die bevelvoerder, baie kwaad geword. En hy het na 'n dorpie toe gegaan en al die mense, hulle is almal Jode, almal bymekaar gebring en hulle in een saal gesit en masjiengewere rondom gesit en gesê hulle moet al hierdie mense doodmaak. Hulle het die plek aan die brand gesteek en handgranate daar gegooi. En die hele dorp het hulle uitgewis. Hy sê hy onthou daar was 'n pa en sy vrou en 'n 4-jarige seentjie. Toe hulle uitkom, toe druk sy pa die oë van die kind toe, laat hy nie kan sien hoe gaan hy dood nie. Hulle het almal dood gegaan. Hy sê en die goed pla hom verskriklik en hy wil graag hê dat Simon Wiesenthal moet hom vergewe. Simon Wiesenthal het sy hand afgehaal en weggeloop. En hy gaan toe na die kamp toe en hulle sê vir hom, hulle vra vir hom wat het gebeur, hy vertel hulle die storie. Hulle sê vir hom toe, man, jy moes daai man sommer verwrig het, man, jy moes hom doodgemaak het, hoe kan hy nog so iets verwag? En die volgende dag toe gaan hy weer en toe hy in die lys staan, toe kry die verpleegster hom weer en sy vat hom daarna toe. En toe hy daar kom, toe is die man reeds dood en hulle vra hy moet goed vat na sy ouers toe. En Simon Wiesenthal het opgestaan en weggeloop. Hy het weggeloop van dit af. Nou, as julle dit wil lees, die boek se naam is The Sunflower. Wat is die sonneblom? Mos 'n sunflower. Julle kan gaan lees oor dit. En Simon Wiesenthal het dit sy werk gemaak om hierdie mense wat hulle so sleg behandel het, hof toe gevat het en daar's baie mense wat hof toe gegaan het en al daai goeters. Nou wonder ek by myself en ek hoop elkeen van julle wat hier is, wonder ook. En ek wonder en ek sê, Sinclair, wat sou jy gedoen het? Hier is 'n oop vraag. Ek wil nie vir julle sê wat julle gedoen het nie. Wat sou julle? Maar ek vra vir elkeen wat hier sit, kind van die Here, wat sou jy gedoen het as jy Simon Wiesenthal was? Hier gaan ek nie antwoord nie. Ons gaan dit los. Ek gaan nou 'n paar versies lees. In Matteus 5 staan daar geskrywe, dis die bergpredikasie, waar Jesus met sy disippels en met die ander mense gepraat het. En hy sê vir hulle die volgende, kom ons lees dit. Ek weet nie vir myself,
Julle weet, Christendom is nie so maklik soos wat julle dink nie. Christendom is anders te wat ons dink. Simon Wiesenthal het weggeloop van die saak af, dit nie te sê dat hy in die hemel toe gaan nie. Maar die Here praat met ons oor sy hart, hy sê hoe sy hart. In Matteus 5 vers 43 lees ons, Jesus sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jy moet jou vyand moet jy haat. Jesus se hart, hy praat uit sy hart uit, en hy sê, maar ek sê vir julle, Jesus se hart praat hierso, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, en doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig, en julle vervolg. Vergewe is maklik, wanneer dit by jou familie kom, wanneer jou vrou jou kwaad gemaak het, of daar iets gebeur in jou lewe, en jou kinders stout was, en hulle sê, pa, vergewe my, dit is maklik om hulle te vergewe, nee. Maar wat gaan ons doen? Dis makliker eintlik om iemand te haat, dis makliker elke dag, ek het 'n kapasiteit om mense nie te haat nie, ek hou nie van die ou nie, ek hou nie van die ou nie, ons hoor dit mos elke dag, is makliker om te sê, ek hou nie van iemand nie, as om iemand te vergewe. Wat doen jy, kind van die Here, as jy iemand jou beledig? Wat doen jy as jy hoor hulle is kinder van jou? Wat doen jy as hulle sleg van jou praat, as hulle steel, as hulle inbreek by jou huis, as hulle mense vermoor, ek was op by hul tonele, waar verskriklike dinge gebeur het. Wat doen jy? Wat doen jy as hulle jou goed vat, en wat doen jy in die land waar ons vandag lewe, is dit moeilik? Is dit maklik vir julle om te werk? Ek sê vir julle, ek het 34 jaar gewerk in 'n posisie, en die volgende dag, toe sê hulle vir my, hulle gaan hierdie posisie vergroot, 3 mense bokant my sit, en ek gaan nie die pos kry nie, en onkundige mense wat nie eens weet om die werk te doen nie. Hoe het ek gevoel? Ek was kwaad, nee. Die Here sê ons moet ons vyande lief hê. Die Here sê ons moet bid vir die wat ons vervloek. Ons moet anders te wees. En ek sê dit vir julle omdat die woord so sê. En ek wil ons met mekaar aanmoedig om te sê, kom ons doen wat die Here is. Ek sê vir julle, mag hierdie woord in my en jou hart vassteek. Ek sê vir julle, wat doen ons met dronk mense wat by die kerk aankom? Is maklik om te sê, man, jy stink, gaan uit, loop. Die Here sê, ek sê vir julle, moet vir hulle bid. Kom ons kyk na Jesus se hart. In Lukas 5, vers 20 staan daar, ek het al oor hierdie gepreek, ek dink in hierdie kerk. En toe hy hulle geloof sien, Lukas 5 vers 20, het jy geweet, mens kan geloof sien. Jy kan geloof sien. Jesus, die woord sê, en toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes vergewe. Hierdie gedeelte gaan oor die man, wat sy 4 vriende hom gevat het, en hy het die geloof gesien van hierdie vriende. Hulle het 'n gat in die dak gemaak, hulle het hom laat afsak, en toe Jesus hulle geloof sien, Jesus sien geloof. Wat sien ek? As ek in die polisie was, dan sê ek, bel die polisie man, hierdie mense is besig om die plek te beskadig, dis beskadiging van eiendom, hy mag hulle nie doen nie, kom kry die polisie, sluit hulle toe, waar kan hulle die dak breek? Hoe sien ons? Ek sien, hierdie mense, hoekom het hulle nie gewag tot die Here klaar is nie? Hoe is dit dan nou? Hoe sien ek? Hoe sien Jesus sien hulle geloof? En ek dink baie ander mense, dit was by Petrus, Simon Petrus se huis, ek het nie eens daaroor gepraat nog nie, maar ek het al eendag oor dit gepreek, oor die dakbrekers. Mense wat geloof het, om 'n man te laat afsak, en God sien, Jesus sien hulle geloof, en hy maak hulle gesond. Hoe sien ek en jy? En baie van ons, en ek is seker as mense wat ook gesê, maar wat doen hulle nou hierso? Ons is besig om by die kerk, hoe kan hulle sommer die dak en die en dit en dit en dit? Jesus sien hulle geloof. Wat sou jy gedoen het? Ek wil nie julle vra nie, as iemand nou sommer hierdie dak, ek dink baie mense sal kwaad word, ek sien hier mense wat, Dani, ek dink as 'n ou hier dak breek, gaan jy daai man sommer, ek gaan jou help hoor. Ek gaan jou help, ons sal hom uitsorteer, nee, 4 manne. Maar Jesus sê, hy sien hulle geloof. En hy maak, en daai persoon word genees.
En die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle, Jesus sê jou sondes vergewe, hulle praat, hulle sê, dis godlasterig. Hoe kan Jesus sê, hy vergewe hulle sondes? Wie kan sondes vergewe behalwe God? Maar die laaste vers staan daar, ons het vandag 'n ongelooflike ding gesien. 'n Man wat siek is, wat die Here sê, staan op, loop. Afskryf van mense, Lukas 5 vers 27, net verder, vers 26, het hierdie verhaal gesien van die mens, die ouens wat die man laat afsak, en God het hulle geloof gesien. Net verder, vers 27 sê, en na hierdie dinge het hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my, en hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. Na hierdie dinge het hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi gesien, volg my. Die tollenaars was die mees gehate mense. Die Jode, daar's 'n Joodse gebed wat gesê het, 'n tollenaar kan nie vergewe word nie. Die tollenaars was die mense wat mees gehaat was. Daar by die tolhuis het hulle die Romeinse soldate gehad om te keer dat hulle die tollenaar Levi beskerm. Tollenaars het gekom en hulle het gedoen net wat hulle wil. Ek het laas gelees van die 153 visse wat gevang is. As hulle met daai visse kom, dan by die tolhuis kan sê Levi, wow, stop, 153, nee, want ek moet 100 visse gaan na my toe, julle kry 53, en hulle kan niks doen nie. Die tollenaar was die mees skelmste mens op die aarde, en hulle was ook baie ryk geweest, ek gaan nog verder oor dit te praat. Maar Jesus sien iets anders. Hy sê vir die tollenaar, kom, volg my. En hy het alles gelos en hom gevolg. Weet julle, kinders van die Here, vir die wat julle nie weet nie, dat Matteus, Levi is die skrywer van Matteus. So as julle weer Matteus lees, moet julle onthou dat hierdie tollenaar, hierdie skelm man wat almal gehaat word die Jode, het Jesus gesê volg my, en hy het Matteus geskryf. As julle weer Matteus lees, moet julle weet Levi het die 28 verse van Matteus geskryf, alles geskryf daar, Levi. Jesus het nie gegaan na die kerk toe nie, hy het nie hier gekom en sê waar is die pastoor nie, ek soek hom, want hy agter my aankom, want hy moet Matteus skryf. Kinders van die Here, ek wil hê julle moet mooi luister wat ek hiervan praat. Jesus het na die tolhuis toe gegaan. Hy het mense daar gaan soek. Jesus soek mense wat afgeskryf is. As jy vandag voel dat jy's afgeskryf, wil ek vir jou sê, die Here wil jou gebruik. Hy wil elkeen gebruik. Het Matteus ooit gedink dat hy Levi, dat hy die boek van Matteus skryf? Hy sal dit nooit gedink het nie. En die mense was verbaas en gesê, hoe kan hy hierdie man vat? Hoekom vat hy nie vir my nie? Hoekom gaan hy nie by die Sanhedrin en kies die fariseërs en kies daai mense nie? God kies wie hy wil. En God soek vir julle, hy soek vir my. Waar ek vandaan kom, en ek weet baie van julle weet ook waar julle vandaan kom, het ek nooit gedink, ek sal die voorreg hê vandag, om hier te staan en die goeie nuus van Jesus te verkondig nie, nooit nie. Toe iemand eendag vir my suster in Korinth sê, waar is jou broer? Nee, hy is sendeling. Hulle lag, hy val som op die sypaadjie, is onmoontlik. Daai man is sendeling, nee man, hy is dan gemors. Here kies afgeskryfde mense, gemors mense in die oë van die wêreld. God, deur Jesus, kyk anderste as wat ek en jy kyk. Kom ons leer ook om nooit mense af te skryf nie. Kom ons leer om, ons moet nie mense afskryf nie. Ons moet eintlik mense bemoedig. En is goed vir my, wanneer ek sien, ek weet hier in die kerk gaan nog mense groot poste beklee, groot dinge. En in vers 31 sê, toe hulle vir Jesus gesê het, hy sê, ek het nie gekom om die genees wat gesond geword maak nie. Ek is die wat die geneesheer nodig het. Ek is die geneesheer, ek het vir hulle gekom. Vers 32 sê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Jesus se woord sê, ek het gekom om sondaars tot bekering te bring. Sondaars soos ek en u.
Dis hoekom Jesus gekom het. Kan ons sê amen daarop? Kan ons sê dankie vir die Here? Dankie Here dat U gekom het om 'n sondaar soos ek tot bekering te bring en 'n sondaar soos U en my en die sondaars wat ons sien in die strate. Jesus het gekom om hulle tot bekering kom en dis hoekom die kerk hier sê amen en amen. Lukas 19. Saggeus, ons het gelees mos van Saggeus. Saggeus was nog erger as Matteus. Saggeus was die hoof van die tollenaars. Hy was baie ryk. So as Matteus ryk was Saggeus nog meer ryk. Hy was een van die rykste mense. En toe hy hoor Jesus kom verby, toe klim hy in 'n boom in. En Jesus het daar verbygeloop. Vers 51 sê, toe Jesus by die plek kom. Jesus het geloop en toe hy by die plek kom, daar waar Matteus Saggeus in die boom klim, die rykste tollenaar, die baas van die tollenaars. Toe hy kyk op en hy sien hom en hy sê vir hom, Saggeus, maak gou klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Die hoof van die tollenaars. Jesus se hart, hy sien hom en hy sê kom klim af, ek moet vandag by jou kom bly. En toe Jesus sien mense in bome en hy roep hulle. Mense wat in bome wegkruip, roep Jesus. En die Here wil hê ons moet ook mense die helfte en hy sê toe, ek gaan die helfte van my goed aan die armes gee, en as ek iemand afgepers is, gaan ek 4 keer meer aan hom teruggee. Slegte mense sien Jesus raak. In Lukas 7 wil ek verder lees. Jesus het by 'n Fariseer gesit en eet. Kom ek lees dit. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, wat het gebeur? Die Fariseer het Jesus geroep en gesê kom eet aan my huis. En Jesus het gekom en daar geëet, en terwyl hulle geëet het, kom daar 'n vrou aan. En die wette van die Joodse wette het gesê dat die vrouens moes bedek gewees het. Dis net weduwees en slegte vrouens, hierdie vroue van die straat, wat nie bedekking gehad het nie. Sy het ingekom, onbedek, en almal het geweet dat sy eintlik 'n prostituut is. En sy het gekom en sy het Jesus se voete gewas en met die trane hare afgevee. En Simon het gekyk en hy het vir homself gesê, julle moet dit bietjie gaan lees as julle kan sien. Simon sê, en Jesus draai hy om na die vrou nadat sy gedoen het. En Jesus sê vir Simon, Jesus draai na die vrou en hy sê vir Simon, die Fariseer wat hom genooi het, hy sê, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof dit afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het my vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy nie my hoof gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Vers 47 sê, daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, maar hy wat dit weinig vergewe is, het weinig lief. Hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Jesus sien hierdie vrou, slegte vrou, wat huil in sy teenwoordigheid, en hy sê, jou sondes is vir jou vergewe. Jesus het haar raak gesien. Jesus het haar omstandighede gedoen. Sy het nie omgegee wat sy is nie. Julle weet mos, party van hierdie vrouens, as hier miskien so 'n vrou inkom, wat gaan julle doen? Ek dink baie keer as jy by groot kerk is, sal mense sê, kom sy my nou uitwys hierso. Wat maak sy hier? Wat maak sy? Hoekom is sy hierso? Maar Jesus sê vir haar, jou sonde is vergewe. 'n Vrou, sonde is vergewe. Met haar los hare
En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Haar geloof het gemaak dat sy gedoen het wat sy gedoen het. En hy het gesê, gaan in vrede. Simon was maar nog net soos wat hy was, maar die vrou wat daar ingekom het, sy geloof het haar gered, en hy sê, gaan in vrede. Lukas 7 vers 13. En toe die Here haar sien, ek gaan nou vertel wat het daar gebeur, dit is die weduwee van Naam, en toe die Here haar sien, het haar innig jammer vir haar gevoel, en vir haar gesê, moenie ween nie, en hy het nader gegaan, en die baar aangeraak, daarop staan, die draers stil, hy die weduwee se seun het gesterwe, en hulle het in die lijkstoet geloop, en Jesus het vir haar innig jammer gekry, en hy het nader gegaan, en hy het die baar aangeraak, en daarop staan die draer stil, en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Jesus het hierdie vrou wat sy kind dood is, jammer gekry, en hy het die lijkstoet gestop, en hy sê vir die jongman staan op. Jesus het sy hand ingesteek in die doderyk uit, en hy het daai jongman wat dood is opgetel, en hy het gesê, jongman staan op. Jesus doen dit nog vandag, waar hy sy hand in die doderyk insteek, en mense optel wat dood is, want hy het die vrou jammer gekry, hy was jammer vir haar. En ek gaan nou oor die woord jammer praat, net 'n paar woordjies daaroor praat. Hy sê vir haar, en die dooie het reg opgestaan, en het begin praat. Toe Jesus sien, die sy hart, hierdie vrou, het haar jammer gekry, die jongman het opgestaan, en hy het begin praat. En Jesus het hom aan sy moeder teruggegee. Innig jammer, kind van die Here, beteken hierdie woord is salig niet so maai. Dit beteken sy binne is dit geruk. Het jy al jammer gekry vir iemand dat jou binneste ruk? Het jy al regtig jammer gekry vir iemand wat swaar kry, wat dit nie so goed met hom gaan nie, het jou binneste al geruk? Jesus het dit gedoen. En ek is amper klaar, ek wil die laaste gedeelte oor praat, in Lukas 15 vers 20. En hy het opgestaan, en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en hom innig jammer gevoel, splag niet so maai, en sy binne het geruk, en hy het gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. Hierdie verhaal is die verhaal wat in die Bybel staan as die verlore seun. Maar ek wil vir julle vertel dat ek dink dit is meer as net 'n verhaal van die verlore seun. Die opskrif het later bygekom. Hierdie seun het as 'n kind na sy vader toe gaan daai tyd en sê ek soek my erfporsie, dan verklaar hy hom eintlik dood. Hy sê ek wil niks meer met jou verder uit te waai nie, as jy vir my lekker hier nie, ek wil my goed vat, ek wil waai. Daar was self 'n gebruik wat hulle gesê het, as hulle so kind, en hy het vir hom sy erfporsie gegee, as hulle so kind dit doen, dan was daar kruik wat hulle gevat het en hom gebreek het en gesê dit is hoe ons nou met die kind maak, want hy was 'n brat, hy was vol stories. En baie keer het hulle selfs die ouer broer of ouer mense gestuur om hy kind te gaan doodmaak. Dit was 'n groot storie, hierdie storie wat hy vir sy pa gesê, hy soek sy goed. Maar hierdie man het al die geld uitgemors, en toe hy in die varkhok beland, sê die woord, en hy het tot sy sinne gekom, en hy het gesê, ek sal teruggaan na my vader toe, en ek sal my vader sê, ek wil soos een van die huiswerkers wees. En die woord van die Here sê, wat ek gelees het, toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en hom innig jammer gekry. Toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, en die woord sê, hy het gehardloop. Hulle praat hier van die Here God se hart. Hy het gehardloop na hom toe, en hy het omhels, hy het hom vasgedruk, en hom gesoen,
soos 'n broer, soos 'n vader, soos my vrou die kleintjies doen, soos jy daai babietjies doen, soos ek sien my vrou doen dit met haar kleinkinders, het God, Jesus die verteenwoordiger, daardie man wat weggegaan het, gevat en hom gesoen, en hy het vir hom 'n ring aan sy vinger gegee. Hy het gesê, ek restore jou. Hoor julle die hart van Jesus, kind van die Here? Hoor julle die hart van God? Hoe God maak met ek en jou en ons almal hierso. Ek wil vir elkeen aanmoedig waar hier sit, as jy voel, wel ek het verlore gegaan, ek is nie meer werd nie. Jesus wag vir jou om terug te kom. Hy wil hy het jou vasdruk. Hy sê, hy het omhels, hy het hom aan styf vasgedruk, hom gesoen. Die vetgemaakte kalf geslag. Hulle het 'n partytjie gehou en die hoofseun was kwaad daaroor. Die hart van Jesus. Mag ek en u deur hierdie paar goedjies wat ek verduidelik, die hart van Jesus beter verstaan. En soos pastoor Jaco nou die dag gesê het, dis wat die Here wil hê ek moet doen. Dis wat die Here wil hê jy en ek moet doen. Ek sit nie 'n las op julle nie. Ek wil nie hê julle moet bedroef hier weggaan nie. Ek wil hê dat elkeen van julle moet mooi dink. Mooi dink. Is dit wat ons doen? Is dit wat ek en jy doen? Is dit wat die kerk doen? Ek weet dis mense wat hier sit wat moeilike omstandighede het. Hierdie woord is ook vir jou, kind van die Here. Hier's mense wat wonder, wel slaag ek of slaag ek nie? Dis 'n oop vraag. Dit gaan nie of jy slaag of nie. Wanneer jy hart vir die Here gee, wanneer Jesus kom, dan gaan jy hemel toe. Maar wat van jou tyd op die aarde? Hoe gaan jy dit deurbring? Hoe gaan ek en u maak met die mense wat verslaaf is? Hoe gaan ons maak met die dronkaards? Hoe gaan ons maak met hierdie mense en daardie mense? Dis die vraag wat die Here op my hart gesê het, om met my te praat en met my gemeente te sê, dis wat Jesus gedoen het. Dis wat hy gedoen het. Hoe gaan ek en jy reageer op dit? Wel, dit is jou eie keuse, kind van die Here, hoe jy gereageer het. Dit is my keuse en jou keuse, hoe gaan jy reageer? Kry jy mense jammer of sê jy nee, maar dit is hulle eie skuld en baie van die mense is hulle eie skuld. Ek weet ek was al in situasies en elkeen van ons, as jy dink jy's in 'n situasie, as jy wat ook al is, dis jou eie skuld dat jy daar is. Mense blameer God vir dinge wat niks met hom te doen het nie. Jy kan nie verkeerde dinge doen en dan verwag jy, dan is die Here die skuldenaar daarvoor nie. Jesus se hart sien ons. Jesus se hart, Jesus sien geloof raak. Sien Jesus jou geraak? Hy sien die geloof raak van die manne wat deur die dak die man laat sak het. En hy genees hom. Hy roep vir Levi, die tollenaar, die mees gehate mens op die tyd van daai tyd. En hy roep vir hom. En Levi skryf Matteus, Saggeus, die rykste ou wat in die boom wegkruip. Jesus sê, vandag gaan ek by jou huis kom, ek gaan by jou eet en het sy hele lewe gemaak, verander. Jesus maak 'n weduwee van naam se kind lewendig. Jesus aanvaar die kind wat weggeloop het. Kom ons vra Jesus om ook ons harte se oë te open. Kom ons vra Jesus vandag om ook ons harte se oë te open. Jason, het jy daai liedjie wat ek jou gevra het om te speel? Ek wil hê dat ons moet staan en hierdie liedjie sing. Hierdie liedjie in Efesiërs 1 vers 16. Daar's 'n liedjie geskryf daaroor. Open the eyes of my heart, Lord. Kom ons vra die Here, elkeen van u ernstig vir God, om die oë van ons harte oop te maak. Kom ons doen dit. Kom ons staan en ons sing saam tot eer van die Here hierdie liedjie. Dankie. Kom ons staan.